Goeiemôre my geliefdes, wees gegroet vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Kom ons buig vir 'n oomblik ons hoofde saam en kom ons aanbid die Koning van die konings, die Here van die Here, Jesus die Seun van God. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is hy wat kom uit die hemele, uit die hoogte. Jesus Christus is sy naam. Hy is die Messias en die Verlosser. Geseënd is hy uit die afstammelinge van Dawid uit. Jesus, wat 'n wonderlike naam. Seun van God, seun van die mens, die lam wat vir ons geslag is. Vreugde en vrede, krag en hoop, genade, wat alle vrees wegneem. Ja, Jesus, wat 'n wonderlike naam. Ons het U lief, o Here, en ons lig ons stemme vanmôre om U te verheerlik. O, ons siele verheug en aanbid U. Wees gevul met verheerliking, o Koning, en hoor ons vandag as ons U aanbid en laat dit 'n soet klank in U ore wees. Jesu o ntakane, Jesu ukwanele kimi. Jesus, U is vir ons genoeg. Jesu ngitandile wasifela espamangwe konabeng gitandile. Because You loved us so, You died for us on Calvary. Because You loved us so. Daarom buig ons in aanbidding voor U vanmôre, Here. En wil ons U verheerlik en U naam groot maak. En bid ons dat U ons sal seën vanoggend by die aanhoor van U kosbare woord, die evangelie van redding en verlossing. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 19 tot 31. Ek het al oor hierdie gedeelte gepreek, maar ek wil vanoggend graag ietsie anders wil ek aanraak by die lees van hierdie gedeelte. Dit gaan oor die baie bekende gelykenis van die ryk man en Lazarus. Vers 19 sê, en daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die rykman het ook gesterwe en is begrawe. En toe in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my genadig, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles het daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid U dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur.
want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood uit opstaan. My liewe vriende, ons lees hierdie gedeelte vanmôre met die gebed dat die Here vir ons hierdie woorde sal oopbreek. Ja, ons droom almal daarvan om onafhanklik te wees. Ons tema vanoggend is ek sou kon doen met 1 miljoen. Daardie baie bekende liedjie van Lucas Maree, 'n treffer. Ons onthou dit so goed. Ek sou kan doen met 1 miljoen. Onafhanklik te wees, ons eie ding te kan doen. Ons hoef niemand in die oë te kyk nie. Ek kan selfs na die bankbestuurder toe gaan en sê, meneer, ek het nie meer jou geld nodig nie. Ek het nie meer jou finansiering nodig nie. Wil jy 'n bietjie geld by my leen? Ons kan aftree. Ons kan onafhanklik wees. Ons hoef niemand in die oë te kyk nie. Hierdie gedeelte word deur Jesus self vertel. Die ryk man van Lazarus en die ryk man. En Jesus koppel 2 dinge aan mekaar. En die eerste ding wat hy aan mekaar koppel hierso is om ons die openingwoorde te gee en te sê, daar was 'n ryk man wat weelderig gelewe het en vrolik en hy het elke dag partytjie gehad en hy het fyn linne, purper linne aangetrek. 'n ryk man. Maar tesame was daar ook 'n arme bedelaar gewees. Nou is interessant dat hierdie woord bedelaar word uit die oorspronklike Grieks vertaal, of die woord daarvoor is ptogoi, P-T-O-G-O-I, ptogoi. En die betekenis daarvan is hoe afhanklik ek van God is. Letterlik beteken hierdie woord bedelaar om afhanklik. Geseënd is diegene wat geestelike bedelaars voor God is. En Jesus koppel dit aan 'n gordyn wat vir ons oopgemaak word van wat agter die dood gebeur. Die oomblik as ons sterwe, wat gebeur? En hier lees ons van hierdie ryk man en Lazarus, en Lazarus wat so ellendig was, dat hy selfs sweer op sy liggaam gehad het, waarin die honde kom lek het, elke dag gebedel, diep afhanklik van enige iets wat mense na sy kant toe gooi. En selfs hier voor hierdie ryk man se poorte het hy gelê daar op die grond, en eendag toe stap hierdie ryk man verby en Lazarus steek sy hande uit om vir hierdie ryk man iets te vra, en hierdie ryk man snou hom toe en sê vir hom lelike dinge. En dan kom die woord van die Here en sê, Lazarus het toe gesterwe. En toe hy sterwe, toe is daar engele rondom sy bed. En hierdie engele dra hom in 'n tussentoestand van daardie plek van paradys, daardie plek van vreugde, is Abraham, die vader van gelowiges, aan sy sy. En ons sien dat die ryk man het ook gesterwe. En hy bevind hom op 'n heel ander plek. Hy bevind hom in 'n plek van uiterste ellende.
waarin die vlamme van die hel aan hom brand en hy 'n onuitspreeklike dors het, dat hy selfs uitroep, Vader Abraham, asseblief dat Lazarus net sy vinger in water kan druk en dit op my tong kan drup, want ek ly verskriklik in hierdie smarte. Die koppeling wat plaasvind tussen om alles te hê, om nie afhanklik te wees nie, selfs nie eens van God afhanklik te wees nie. Ek het alles wat ek nodig het. En dan alles te verloor aan die einde van die dag. Nou baie mense sal sê, maar ek sou kon doen met 1 miljoen, nie om ryk te wees nie, maar om onafhanklik te wees. Maar as ons mooi gaan luister na hierdie liedjie van Lucas Maree, dan sing hy daar, ek dink nie ek wil ryk wees nie, maar ek wil net graag genoeg hê om so lank as wat ek wil in my jacuzzi te kan lê. Ek wil net gemaklik wees. Ek wil nie in ander mense se oë kyk nie. Maar helaas, dit is die boodskap wat vanmôre aan ons kom. Dat daar gebeur goeie dinge met slegte mense en slegte dinge met goeie mense op hierdie aarde. En in hierdie verhaal wil Jesus vir ons kom sê hoe ernstig dit is om afhanklik van God te wees. Geseënd is hulle wat geestelike afhanklikheid van die Here het. In Matteus 5 vers 3 sê die Here hierdie seën, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Aan hulle behoort die koninkryk van God. 'n Ander vertaling sê, salig is die wat arm van gees is. En Jesus koppel dit aan hierdie bedelaar. Nie noodwendig omdat hy niks gehad het nie, maar omdat hy arm van gees is. En die ryk man, omdat hy nie arm van gees is nie. En daarom, my liewe vriende, kom ons vandag en ons sê vir mekaar, ja, jy broer met die bankbalans of die goeie betrekking of die rein versekering. Die Here kom en hy wil vanoggend ook vir jou sê, nie geseënd is die wat selfversorgend is en niemand in die oë hoef te kyk nie. Nee, maar geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want daar kom 'n tyd wat die dood aan jou deur klop. En dan besef jy dat ek kan niks saamvat nie. 'n Doodskleed het nie sakke nie. En ek het eendag die fout gemaak om te preek en te sê, ek het nog nooit 'n lijkswa gesien met 'n venter sleepwaandjie nie. En helaas, in daardie selfde week, toe ry ek verby 'n lijkswa met 'n venter sleepwaandjie. Maar die beginsel is, ons kan niks saamneem met ons nie. Dit gaan in die eerste plek, wanneer ons afhanklik van God is, gaan dit hier oor 'n ingesteldheid, 'n lewenshouding, wat nie sê, ek het niks of niemand nodig nie, maar wat praat van arm van gees. Met ander woorde, om nie vol van jouself of vol selfbravade te wees nie, as ware hoogmoedig te wees nie, want dit is wat hierdie ryk man se ingesteldheid was. Wie dink jy is jy om hier voor my poorte te kom lê met jou sieklike liggaam en te kom vra van my kos, van my tafel? Jy's te sleg om te werk. Jy sit hier en al wat jy nodig het is om net jou afhanklikheid aan dwelms en aan drank of wat ook al agter gee op.
Daarom is ek nie bereid om te gee nie. Die Here kom en hy sê vir my en jou, hierdie afhanklikheid van God beteken ook om te weet, ek het ander mense in my lewe nodig en hulle vir my. In hierdie lewe is dit nie elkeen vir homself nie. Ons sal geseënd wees as ons verstaan dat ek en jy God nodig het en ander mense nodig het. Want dan is ons in die Here se wêreld, in sy koninkryk, en kan ons iets beteken in hierdie lewe. Daar's verskeie voorbeelde in die Bybel waar die Here vir ons sê, jy kan nie Mammon en die Here dien nie. Jy kan nie die geldgod Mammon dien en nog steeds dink dat jy die Here kan dien, maar jy's nie afhanklik van die Here nie. Die Here het ook 'n gelykenis vertel van 'n kameel. Dit is erger vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te kom as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Nou Jerusalem is gebou met gefortifiseerde mure en hy het 12 ingange gehad wat gelyk het soos die oog van 'n naald. Maar dit was so laag op die grond gebou dat 'n kameel letterlik op sy knieë moes gaan van buitekant af en moes hy inkruip om in hierdie stad in te kom. So moeilik was dit. Hulle moes eers al die bagasie van hierdie kameel afhaal, anders kan 'n kameel nie in die koninkryk van God of in die koninkryk ingaan nie. Vir my en jou wat alles het, wat geseënd is met die seëninge van die Here, 'n salaris, 'n inkomste, 'n werk, 'n kerk, 'n pensioen, 'n mediese fonds, 'n huis, 'n warm bed, 'n bord kos. Ons het al hierdie goed. Maar vir my en jou, om met die oë van 'n bedelaar te kyk, moet ons letterlik op ons knieë afbuk. En dit is waar die probleem kom. Mense wat alles het, wil nie op hulle knieë gaan om te sê, die genade van die Here kon dit ek gewees het, wat daar op die grond lê en bedel nie. Petrus hulle het ook op 'n stadium met hulle daar verby die tempel geloop. En toe sien hulle 'n bedelaar op die grond wat sy hande uitsteek en vra vir enigiets. En dan sê Petrus hierdie bekende woorde, hy sê, silwer of goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Petrus moes letterlik afbuk om hierdie man se hand te vat en hom op te trek, sodat hy geherstel kan word van sy gebrek. Geseënd is jy, sê Christus, wat weet daar is baie mense wat al te maklik vir jou sê, die Here sal jou seën, maar nie bereid is om 'n ekstra myl te loop vir hulle wat swaar kry nie. My liewe broer en suster, en dan kom die dood en hy kom klop aan ons deur. Ek was in hierdie week, het ek 'n jong seun begrawe, 34 jaar oud. Sy pa so ongeveer 2 jaar gelede ook oorlede. En sy ma en sy verloofde het daar gebroke gesit met omtrent 300-400 mense wat met trane in hulle oë na my luister, of na die Here luister. En ek het vir hulle gesê, die mees verskriklikste ding wat met 'n mens kan gebeur op hierdie aarde, die mees verskriklikste ding, en ons dink aan moord en verkrachting en diefstal, en ons dink aan mense wat ander mense oor die hof sleep, en allerhande slegte goede soos plaasmoorde, maar die ergste ding wat met 'n mens kan gebeur,
as jy jou kinders voor jouself moet begrawe. Daar is niks so erg nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Die heel eerste begrafnis wat ek ooit in my lewe gehad het, was die begrafnis van 'n 18 maande klein dogtertjie, wat aan 'n siekte dood is. En ek onthou nog, asof dit gister gebeur het, en ek praat nou van baie, baie jare terug. Die pa wat met hierdie wit kussie in sy arms loop, 'n groot man, en onbedaarlik ruk hy en ween hy oor die dood van sy klein meisiekind. Die tweede slegste begrafnis wat ek in my lewe gehad het, was my neef se dogtertjie, Bianca, 5 jaar oud. Dit het 10 ure gevat, vandat sy begin siek word, totdat die bloed by haar oogies en haar oortjies uitgeloop het, en 'n tandjie wat sy laat wissel het, hierdie gevaarlike breinvliesontsteking. 5 spesialiste het laat daardie aand hierdie siekte by haar gediagnoseer, maar dit was te laat. En hulle het dan net so in 'n plastiese sak in 3 lae toegemaak, en so het ek haar begrawe. En hoekom vertel ek dit van u? Want wanneer die dood aan ons deur kan kom klop en ons met ons eie mortaliteit, ons eie dood voor die kop aangekla word, dan besef ons, nie eens al die geld in die wêreld kan betaal vir die dood van hierdie dogtertjies nie, van hierdie geliefdes van ons. Ek sal alles prysgee, ek sal alles doen, alles weggee, net om hulle hier by my te hê. Dit is wat elke mens sal sê. Maar helaas, daar is so baie mense wat arrogant is in die lewe. Mense wat hoogmoedig is en neerkyk op ander mense, net omdat ek ryk is. Net omdat ek alles het en jy nie. My liewe vriende, ons moet onthou dat selfs in die lewe wat ek binne in my het, die woorde wat oor my mond kom, het 'n oorsprong. In Genesis 2 vers 18 sê die Here vir ons dat toe God die mens gemaak het uit die stof van die aarde uit vir Adam, en hierdie dooie liggaam voor hom gelê het God afgebuig en sy lippe en sy mond oor die neus van die mens, hierdie klein mens, geplaas het en die asem van lewe in hierdie mens geblaas het. Letterlik het God sy naam, Jod, hy, wa, hy, in die mens geblaas. Want dit is wat God se naam beteken, asem. En 22.000 keer in 'n 24 uur roep ek en jy die naam Jesus, Yahweh, die naam van God, Jod, hy, wa, hy. En dit maak nie saak of ek en jy saam met vriende is en ons slegte grappies vertel en of ons vloek en of ons drink en of ons ander mense beskinder. Die Here sê, daar gaan 'n dag kom wat ek elke woord wat gespreek is oor die lippe van elke mens sal vergeld. En daarom moet ons versigtig wees oor wat ons ook vir ander mense sê. Want God se asem is binne in ons, die heel eerste woord wat ons geuiter het, toe ons daar die eerste asemteug gegee het in hierdie wêreld, is die naam Yahweh of Jesus. En ek haal asem.
Die laaste woord wat ek en jy sal spreek op hierdie aarde, is die naam van God vir die laaste keer. As ek daar die asem uitblaas en daar die naam van God terugkeer na hom toe. Baie mense het die fout gemaak om te dink, hulle het God nie nodig nie. Ons lees daar in Daniël 5 van die groot koning Belsasar van Babylon. En daar was 'n fees gewees ter ere van die koning van Babel. En ons weet dat hulle het Jerusalem ingeneem en hulle die tempel het hulle ook oorgeneem en in die allerheiligste gedeelte van hierdie tempel het hulle ook in die priesterlike gedeelte het hulle al die geseënde voorwerpe wat net vir God se eer is, het hulle gebruik in hierdie fees. En toe ewe skielik was daar 'n verskyning gewees voor Belsasar en hierdie klomp partytjiegangers. En daar was 'n groot hand met 'n vinger wat geskryf het teen 'n muur. Menei, tekel Upharsin. En hierdie koning was vreesbevange gewees. En toe sê sy vrou vir hom, hier is 'n man in u koninkryk wat drome kan uitlê, en hulle het vir Daniël gekry. En die koning het vir hom beloof, hy sê, as jy vir my hierdie droom kan uitlê, dan sal ek jou met purper beklee en ek sal vir jou baie ryk maak in my koninkryk. En Daniël se woorde van hom was, koning Belsasar, jy kan maar jou geld hou en jou geskenke wat jy vir my wil gee, kan jy verander uitdeel. Maar ek gaan in elk geval vir jou sê wat hierdie gesig beteken. Menei, tekel Upharsin. Koning, jy het die Here God, het jy in die gesig gevat. Jy het jou verhef teen die Here van die hemel en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u maghebbers, u vroue en die byvroue het wyn daaruit gedrink, en u het die goede van silwer en goud, koper, yster, hout en klip het u geprys, wat nie kan sien nie en wat nie kan hoor nie en wat nie kan weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie u al u paaie is, hom het u nie vereer nie. En toe sê hy vir hom, koning, u is geweeg, u is getel, u is te lig bevind. Vandag nog sal die Here jou koninkryk verdeel. Vandag nog sal jy die vrug werp, die vrug kry van dit wat u gedoen het. En ons weet daar dieselfde nag, het Daniël se gesig wat hy uitgelê het, uitgespeel. En Belsasar is in sy slaap, as hy deur Darius, die Meder en Perser, is hy gedood. En so kom ons voor die Here ook vandag, en weet ons dat, wanneer jy dan sterwe sonder God, sal jy soos hierdie ryk man wees, in vlamme, in dors, in ellende, en daar sal vir jou geen terugdraai kans wees nie, en sal jy die slegte ontvang. Die Here kom vanmôre en hy sê vir ons, geseënd is jy, sê die Here, as jy geleer het om met nuwe oë na jouself en die mense om jou te kyk. Geseënd is jy, as jy nie met te veel selfvertroue leef en daarom bo oor ander mense loop nie. Geseënd is jy, as jy maar liewer nie met te veel arrogansie jou toekoms uitwerk nie. Hou tog op en hou rekening daarmee dat jy net 'n mens is en dat jy in hierdie lewe
en in hierdie lewe hierna, nie sonder God, nie sonder sy verlossing, nie sonder sy sorg, sonder sy beskikking, sonder sy liefde en sonder sy beskerming kan wees, as jy in hierdie wêreld nie sonder God kan lewe nie. Geliefdes, geseënd is jy, sê die Here, as jy raak sien dat jy ook ander mense in hierdie lewe in ag moet neem en dat jy hulle nodig het. As almal om jou dit nie moet vergeld nie, maar as jy sagmoedig is en as jy nie net aan jouself dink nie, maar 'n hart vir ander het, as jy barmhartig is, as jy nie moeilikheid veroorsaak en toos bring nie, maar 'n vredemaker is, dan sê die Here, tooi, geseënd is jy wat arm van gees is, 'n bedelaar voor God, want aan die sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Ek wil afsluit met 'n verhaal, baie bekende verhaal wat vertel word van 'n man wat gesterwe het en toe kom hy voor 2 deure. En hy vra vir die engel wat hom gebring het tot voor hierdie deure. Hy sê, "Wat se 2 deure is hier?" En die engel sê vir hom, "Die een is die pad na die hel en die ander een is die pad na die hemel." En uit nuuskierigheid het hierdie man gesê, "Maar ek sou graag wil kyk hoe lyk die hel." En die engel het gesê, "Maak oop die deur." En toe hy die deur oopmaak, toe sien hy, hier sit miljoene mense, maar hulle is maar en uitgeteer, en daar is sakke onder hulle oë, en hulle is gedurig in 'n gestryre en bekleierery met mekaar. Want hy sien, voor hierdie mense is die heerlikste 3-pootpotte, vol van die heerlikste kosse, wat jy aan kan dink. Maar helaas, elkeen van hulle het 'n 3 meter lange lepel gehad. En soos wat hulle probeer het om hierdie kos na hulle eie monde te bring, kon hulle dit nie regkry nie. En genoeg daarvan gehad, toe sê hy vir die engel, "Ek wil graag gaan kyk hoe lyk dit in die hemel." En toe hy daar in die hemel kom, toe sien hy presies dieselfde gesig. Miljoene mense sit daar, maar daar is blydskap op elkeen se gesig. Daar is liefde. Daar is van hierdie 3-pootpotte wat so voor hulle staan met die heerlikste kosse en ook met hierdie 3 meter lange lepels. Maar almal is gelukkig. En toe vra die engel vir hom, "Nou wat sien jy, wat is die verskil? Hierdie mense is gesond." En toe sê die man vir hom, "In die hel het elkeen probeer om die kos na hulle eie monde te bring. En hulle kon dit nie reg kry nie. Maar in die hemel het mense geskep en het hulle begin om ander mense te voer met die wete dat in die proses sal ek my deel ook kry." En dit is wat die Here sê. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, ons het mekaar nodig. Amen. Kom ons bid saam vanoggend en sê vir die Here dankie vir hierdie woord. O grande amor do Senhor nunca cessa suas misericórdias, não chegam ao fim. Cada dia se renovam, sem cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every day. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Dankie, Here, dat u genade, u guns oor ons is. En leer ons, Here, om ook genadig en met guns na die wêreld om ons te kyk en dienaars te wees van die Allerhoogste God
want ons is op pad hemel toe. In Jesus se naam prys ons U. Amen. Geliefdes, kom ons gaan lekker saam sing tot eer van die Here, 'n laaste lied, en ons sluit ons hierdie diens in sy naam af. Die Here se een van sy laaste woorde aan die kruis was gewees: Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Sodat ek en jy in der ewigheid nooit van God verlate te wees nie. Jesus het homself vir ons gegee, sodat ons vir ewig kan lewe. Wees groet vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen.